Môre graad 10's. Ons is vandag by die 5de Junie. Dink is vandag Vrydag. En dan is ons by ons werkboek bladsy 49, die middelste skets. Hierdie is ook ons 17de les, wat ek gaan vir jou is. Dis nog steeds hierdie papier. Ons gaan so klein rukkie by hom vashak, omdat ja mense, ek 'n bietjie gaan kyk. Dit is nie vir julle. Dis bietjie moeiliker as ons normale sketse. So ek gaan 'n bietjie meer tyd spandeer aan bladsy 49 en dan agterop bladsy 50. Daar's ook 'n groot moontlikheid dat ek hom gaan laat inneem. So asseblief doen hom julle, want hy is baie belangrik. Soos ek sê, ons is dan by bladsy 49 in die middel. Ek gaan hom vir jou op die projektor wys en dan gaan ek 'n paar, kon ek sê, demonstrasies vir jou weer op die bord wys met my mooi reguit handskrif. Okay, so die projektortjie hier vir julle aansit. Dan gaan ons by die middelste skets. Hy lyk dan so. Kyk, dis hier 'n stukkie hierso. Kan net gehou. So hierso is dan ons vraag. Wow, julle gaan nie kan sien nie. Ek gaan nog afskuif. En net my lig afsit. As ek dink julle behoort nou te kan sien. So by ons vraag sê hulle vir ons net, daar is Engels, hier is Afrikaans, so die gegewe figuur toon 'n vooraansig en 'n boaansig. So daar is ons boaansig, dis ons vooraansig. Dit is derde hoek fotografiese projeksie. So dit is so hoekom ons daai ene dan identifiseer as boaansig en hierdie identifiseer as 'n vooraansig. Ons regteraansig sou dan hierso gelê het met ons X en Y as lyn en dan soos ons 'n 45 grade lyn daarop gehad het. Hans sê hulle ook net vir ons hierso teken 'n isometriese aansig van die model, soos met hierdie ding aan mekaar sit van dit wat hulle vir ons gee. Maak A die laagste punt, dis daai punt, punt A, punt A. So in ander woorde, jy moet weet, dit is die onderkant van jou figuur. Dis daar waar jou hoek gaan lê teen 30 grade. En dan, waarvan toepassing moet die konstruksies en hulpaansigte getoon word. Hulpaansig is baie belangrik. Want seker van hierdie afmetings kan jy nie net oordra op isometrie, ons moet die hulpaansig eers gaan teken volgens afmetings hier. So ons gebruik gewoonlik die aansig wat vir ons die meeste gee. Dit sal nou hierdie ene wees wat ons van bo af sien. So ons gaan die helfte van daai teken vir ons hulpaansig. Daar wys hulle nou weer vir jou. A is die laagste punt van die tekening. Op jou papier, dis net in blou, het jy nou hierdie stukkie, daarbo, dis vir jou hulpaansig. Dis waar ons 'n 6-kant en 'n halwe 4-kant gaan insit. En dan gaan ons dit gebruik om isometries te kan teken. Onthou, dis derde hoek fotografiese projeksie, so as jy na jou aansigte gaan kyk in 3D, in isometries, dan sal jy sien jou vooraansig is van hierdie kant af, en daai sou dan jou regteraansig gewees het. En daarso wys ek nou vir jou teken 'n hulpaansig vir die 6-kant. Die 6-kant kom ons nou hier onder. As ons sien, dis 'n 6-kant as jou basis en bo op die 6-kant gaan jy 'n 4-kant inteken. Hierdie afmeting, okay, is daai afmeting daar. Dit sal ook hierdie afmeting hierso wees. Met ander woorde, hierdie sal punt A hier wees op jou hulpaansig. Punt A hier onder. Met ander woorde, jy gaan daai stukkie, as jy daai stukkie meet, gaan jy hom hierop inmeet. Hierdie lengte sal jy hierso kry. Daai lengte, hierdie ene en daai ene. Onthou ons teken 'n halwe hulpaansig. So dis 'n halwe 6-kant. Die halwe 6-kant is daai afmetingkie daar. En dan die agterste ene sal dieselfde hoeveelheid afmeting wees. Dis hoekom dit nie nodig is om 'n volle hulpaansig te teken nie, want die afmetings gaan net verdubbel. Maar wys hulle daarso vir jou. Baie belangrik mense, jy kan nie die onderste lyn, jy kan seker as jy wil, dit gaan jy net langer vat. Gebruik hierdie boonste lyn om jou afmetings van jou hulpaansig oor te dra. Want nou kan jy net gaan as jy hierdie stukkie, daai stukkie daar, is hierdie stukkie hierso, hierdie is punt A. Met ander woorde, van hierdie kant af is jou vooraansig. Soos wat jy hom hierso sien,
hy gaan van hierdie kant af loop. So daai stukkie is hierdie stukkie wat jy hier kry. So wat ek doen is, ek meet daar, ek dra hom oor, dan meet ek my een kant van my 6 kant, ek teken hom oor. Ek sien baie geplaai, jy hoef nou nie daai te gaan meet nie, jy hoef mos nou net daai stukkie dan in te trek. 'n ander ding wat jy nie moet vergeet nie, is hierdie senterlyne. Jy kan nie hierdie sketse teken sonder jou senterlyne nie. Kort, lang lyne. So as jy van hulle af kan werk, en onthou, hierdie is nou daai wat daar loop, hierdie lyne hierso, is fisies daai op jou hulpaansig. So jy gaan daai agterste gedeelte kry jy ook van jou hulpaansig af, is net, hy loop nou na die ander kant toe. So as jy hierdie stukkie ingetrek het, dan gaan jy basies na daai hoek toe daar, want dis die agterkant, dan sal jy mos nou daai stukkie wat jy daar gemeet het, gaan dieselfde wees as daai stukkie daar. Hierdie afmeting gaan dieselfde wees as hierdie afmeting hierso. En dan om die 6 kant te kan voltooi, gaan jy daai stukkie daar moet meet. Want jy moet mos nou weet waar daai lyntjie deur gaan. Maar let op, die blou lyne kan jy donker intrek. Jy kan nie hierdie agterste gedeelte intrek nie, want jy moet nog 'n vierkant aan die bokant gaan sit. Dan gaan jy, sien julle daarso, jy het mos nou daai opgetrek, dan kan jy nou net aftrek na die onderkant toe en jy kan dit gaan voltooi. Jy kan net hierdie stukkies donker maak. Die res kom nou nog in. Kyk, ek sal 'n bietjie op 'n ander manier ook vir jou nou demonstreer. Dan moet jy nou mooi luister hierso. Nou lyk jou hulpaansig anders. Ek gaan vir jou nou wys op die bord, gaan ek hom demonstreer. Jy het net een plekkie vir jou hulpaansig. So jy gaan hier in die binnekant hê en aan die buitekant gaan jou 6 kant se blokkie ingetrek word. So jou hulpaansig kom op dieselfde punt. Jy gaan dit net bymekaar hê. Op die PDF file sal jy sien het ek dit so afgeneem vir jou, ek het dit so geteken. Dan moet jy nou nie die mekaar raak nie. As jy nou hierdie vierkant intrek, hy lê teen 'n hoek van 45 grade. Okay, 45 grade. Op jou driehoek is daar mos nou sulke nommertjies. Okay, dis soos jou afmetings. So as jy doen is, jy gaan sit jou 45 grade teken driehoek met jou tekenbord se liniaal aan die onderkant en jy beweeg hom van jou sentrale lyn, hierdie horisontale sentrale lyn, tot by jou vertikale sentrale lyn. En dan daai stukkie daar moet die afstand wees wat hulle vir jou gee, ek dink dit was 25. So as jy nou op jou driehoek gaan kyk met daai lyntjie, moet hy 25 gaan wees. Okay, en dan doen jy dit ook so aan die ander kant. Die sirkel wat hulle hierso het, jy gebruik nie daai sirkel om 'n vierkant te teken nie. Hierdie sirkel word gebruik vir die isometriese konstruksie. Sien julle hier is die sirkel. So hierdie halwe sirkel wat hier lê, gaan hierdie halwe sirkel hierso wees. Okay, en onthou, dis punt A hierdie, punt A. So hier gaan punt A lê. So daai sentrale punt, daai gee vir jou halwe sirkel, jou ander sirkel. Dit help baie, jy gaan nou sien. Dit help om jou vierkant hier in te kan trek, nou. So die halwe sirkel, jy gaan trek jou halwe vierkant in teen 'n hoek van 45 grade. Dan vat jy jou passer, jy maak hom op van die middelpunt af kant toe, jy trek vir jou halwe sirkel in, jy trek jou boks in. Hierdie groen, daai groen is jou boks. Onthou, ons teken die isometriese voorwerpe binne in 'n boks soos wat hierdie een nou in 'n boks lê. So moenie laat hierdie sirkeltjie jou nou omvergooi nie. Dis konstruksie vir die isometries. Dan sou jy sien, het hulle vir jou hierso ook 'n sentrale lyn opgetrek. Daai hoogte kry jy op jou aansig. Ek dink hy's op die vooraansig. Sal jy die hoogte vir hom kry. Ek dink hy was 55. Gaan kyk net weer, want ek praat nou hier onder korreksie. Dan sal jy nou sien, daai groen blok wat jy daar gehad het, trek jy mos nou net af onder toe. Maar ek teken van onder af, ek gaan nou vir jou demonstreer, ek teken van onder af boontoe. So hierdie boks, dis waar in jou vierkant nou gaan kom. Nou sal jy sien, hier in die onderkant is ook jou sirkel. Daai groen vierkant daar is hierdie konstruksie van jou hulpaansig af. So daai halwe sirkeltjie, hierdie sirkeltjie is daai halwe sirkel daar.
Jy trek 'n vol ene in. Dit help jou om jou boks oop te teken. Dan kan jy net gaan en jy kan gaan kyk na jou sirkel en jy kan jou vierkant, want as jy nou kyk hierso na jou aansig, sal jy sien hy loop reguit. Dit lyk hoe as jy hom inteken. Teken hom klaar en kyk dan eers. Moenie dink jy's verkeerd nie, dit gaan baie snaaks lyk. So jy trek hom letterlik van daai sentrale lyn na hierdie ene toe en dan van hierdie hoek na daai ene, van daai sentrale na daai. So dit is letterlik. Dit lyk nie meer soos 'n vierkant, jy sal sien, dit lyk nie meer nie. Dis omdat hy teen 'n hoek van 30 grade lê. So dit lyk nie meer vir jou soos 'n vierkant nie, maar hy is isometries. En dis ook hoekom ons die hulpaansigte gebruik. Okay, en dan daar is hy nou volledig. Sien julle hierso het ek nou vir jou vertel. Jy gaan jou vierkant se hulpaansig binne jou seskant se hulpaansig gaan teken, want jy het net een plekkie vir hom. So ja, daar is ons die 6 hoekse onderdeel en hierso is die vierkant se deel. So dan sal jy nou sien, mense, ja, daar onthou, daar is nie verborge stippellyntjies nie. Sien julle, is niks stippellyntjies nie. Maar op my PDF-file het ek so bietjie gaan inteken om vir jou te wys, sodat jy daai donker lyne daar kan intrek. Jy moet weet tot waar, jy kan dit nie regdeur trek nie, jy trek hom van hierdie hoek af tot by hierdie figuur, hierdie horisontale lyn. Hy kan nie regdeur gaan nie, want dit is nou aan die agterkant van jou figuur. So dis dan die memo. Right, ek gaan nou hierdie monster afsit. Dan gaan ek nou vir jou op die bord gaan demonstreer. Ag, kom nou, wat sê hy? Hierdie bord af. Ek hoop julle verstaan so 'n bietjie. Ek gaan nou vir jou weer demonstreer. Ek weet, dit is moeilik, maar dit is nie onmoontlik nie. Ok, ek gaan julle gou 'n bietjie opskuif, en dis mos nou 'n ander bord hierdie, na my hulpaansig toe. Ok, so. Ok, so hulpaansig, ek het nou tentatief ietsie gaan inteken. Jy het jou sentrale punt, hy is in blou vir jou gegee. Mense het teken van onder af boontoe, met die gevolg is, jy gaan heel eerste jou seskant nou gaan intrek, soos wat hulle maar op die projektor vir jou gewys het. En nu doen jy hom, hulle gee vir ons 'n afmeting van, vir ons seskant was 30. So jy maak jou passer oop op 30, skerp en daar met jou potlood, trek jy vir jou halwe sirkel in hierdie boog. Hy is konstruksie, so jy teken hom liggies in. Dan gaan jy en jy hou jou passer oop op 30 en jy gaan sit hom op hierdie punt neer, skerp en daar, potlood, trek 'n boogie, so jy dra die afstand oor, so daai afstand is 30. Hierdie kant, skerp punt, met jou potlood trek jy 'n boogie. Dan gaan jy met jou liniaal en jy gaan verbind daai punte. Dan jy nou die helfte van jou seskant. Maar dan jy nie klaar nie, ek gaan dit in groen doen, vir jou boks. Jy moet 'n boks intrek. So met ander woorde, jy gaan trek vir jou hierso, 'n lekker lyn daarin, daai lyn daar. Dit lyk baie dieselfde soos ons vorige skets. En daai ene daar. Ek gaan net gou skets as 'n bietjie skeef is. So hierdie groen lyne wat ek nou hier in het, is belangrik, want dit is jou boks waarop jy nou gaan werk. Hierdie senterlyne wat ek hier ingetrek het aan die onderkant, is daai senterlyne wat daar loop. Baie belangrik, soos ek vir jou gesê het in die vorige les, soos Woensdag het ek vir julle gesê, hierdie boks is baie belangrik. Hoekom? Want hy moet raak, hy moet hier grens aan jou seskant. Die sirkel mag hier aan die buitekant lê. Ok, want dit is konstruksie om 'n seskant te kan teken. Hy is net hierso gebruik in die hulpaansig. Maar ons hulpaansig is nou nog nie klaar nie, want hierdie is nou die onderkant, wat ons hier gaan inteken, en boop het ons mos nou die vierkant. Dit het ek vir jou gesê, jy gebruik jou nommertjies op jou driehoek, en jy maak seker dat daar 25, want die vierkant was 25 sy afmeting. Dan vat jy skuif hom op, so tot jy kan sien, okay, van daai punt van jou senterlyn, jou horisontale senterlyn, tot by jou vertikale senterlyn, so jy sien, okay, dis 25 mm, hy lê teen 'n hoek van 45, hy lê teen 'n hoek van 45, en dan gaan trek jy hom netjies in.
koop ek doen dit netjies genoeg vir julle. OK? Dan doen jy dit ook aan die ander kant. Gaan tel maar, gaan kyk maar. Skuif jy liniaal op dat jy kan sien, OK, dit lê by 25, sodat jy jou afmeting mooi akkuraat kan doen. OK. So dit is die vierkant wat nou skuins lê. Gaan sy nou nog nie klaar nie. Jy gevat jou passer. Ek gaan dit in oranje doen. Ja, nee, is ook oranje. Jy vat jou passer. Jy sit jou skerpunt daar bo neer. Jy maak jou passer oop tot waar jou vierkant hierso raak aan jou sentrale horisontale lyn hierso, nê? En jy trek vir jou die bogie in. OK. Hy sal so raak hier. Hy moet hier presies op daai punt van jou vierkant raak. OK, dit is vir daai konstruksie van jou sirkel. Ek hoop hy gaan hier inpas. Dan is hy ook nog nie klaar nie, want hy moet ook in 'n boks geteken word. So dan gaan jy trek vir jou sy boks in. Ek doen dit weer vir jou in groen op die bord. Jy kleur nie, jy teken nie, teken net in potlood, hè? Jy weet mos. OK. So dis letterlik, daai is die boonste gedeelte van ons figuur en hierdie is die onderste gedeelte van ons figuur, ons seskant. OK, nou begin ons hier opteken. Jy moet nou eers vir my daai gaan inteken in konstruksie. Nou gaan ons hierdie boks, hierdie is 'n boks wat ek ingetrek het, en anders is daai groen gedeelte. Ons gaan hom nou gebruik om ons seskant te teken. Dan gaan jy gaan kyk by jou hulpaansig, jy gaan skryf daar vir my, dis punt A lê hier onder. OK. Dan gaan jy en jy gaan meet daai stukkie en jy dra hom oor. Jy maak vir jou merkie. Dan gaan meet jy van jou seskantse punt tot daarso, hy sou 30 gewees het. En jy trek hom in op jou figuur. Right? Dan sal jy sien van hierdie punt af op jou hulpaansig, van daar af, daai lyn wat daardeur loop, gaan tot by jou sentrale lyn. Hierso is die sentrale lyn. So jy hoef hom nie regtig te meet nie, jy kan hom net intrek. Soos volg. Sien julle daar sy? Dan gaan jy, en hierdie agterste stukkie moet jy ook gaan meet, want dis nou die agterkant, en hier is net die helfte. So die afmeting wat jy hier gaan meet, gaan dieselfde wees as hierdie afmeting hier. Jy gaan meet hom, maak 'n ligte merkie, en dan gaan trek jy daai, hierdie gedeelte weer agterin van jou seskant, dit sal ook mos 30 wees. En trek jy in, as ek skat nou weer, jy weet mos ek doen dit. Wees ek versigtig, hierdie is die agterkant, nê? So dit nie te donker daar teken nie. En dan kan jy hierdie voltooi. Dit kan jy donker doen, want dit het niks te doen met op die figuur nie. Hierdie kan jy ook intrek tot by jou sentrale lyn. Right. Dan, soos ek gesê het, gaan trek jy net jou afmetings af onder toe. Soos volg. Daai netjie ook. As jy nie weet hoe lank tot waar hierdie lyn gaan nie, jy gaan meet weer sy hoogte was 15 as jy onseker is, en jy moet hierso 'n lyntjie wat teen 'n hoek van 30 grade loop. Dan kan jy hom net verbind. En daar is 'n demonstrasie hierdie hele demonstrasie. Sien daar is ons nou. Nou kan jy min of meer sien waar jou seskant gaan lê. Die agterkant het nog so 'n bietjie gelos, want ek wil nou eers hierdie vierkant gedeelte opteken. OK, toe het ek nou gegaan op die PDF file. Ek het hierdie punt gebruik. Ek het my passer gevat. OK. Ek het hom oopgemaak op hierdie afstand, daai afstand, en ek het my sirkel hier gaan intrek. Onthou, nou kort jy hulp aan sig 4 en onthou hierdie sirkel wat jy hier deurloop. Daai sirkeltjie is konstruksie vir jou isometries. So jy gaan nou letterlik en jy trek net vir jou met jou passer. Ek kan nou nie met 'n passer nie, dit gaan forever vat. Ja, julle, die gaan wel wees. Jy gaan trek jou sirkel daarin. I'm a word. Okay. Right, dan jou sirkel. As jy nou gaan kyk by hierdie vierkant, raak mos grens mos aan jou sirkel en die sirkels in die binnekant. Dan kan jy net gaan en jy kan gaan jou boks gaan intrek.
Yes, teen 'n hoek van 30 grade. Nee, dis ek het fout hierdie. Ek gaan maar net draai vir julle ding. Jy moet maar net luister. Ek gaan nie hierdie oor doen nou nie. So jy gaan trek letterlik jou boks net so in, laat hy so grens aan jou vierkant. Hier is letterlik nie meer boks nie. Die sirkel moet aan die binnekant lê. Okay, jou sirkel lê so aan die binnekant. Dan gaan jy die hoogte insit vir die boonste boks vir jou vierkant. Nou waar kry jy dit? Dit is op jou vooraansig. Daar sou jy hom kry, ek dink hy was 55. As jy hierdie opgetrek het, en hulle afmetings is almal reg, daai is eintlik nodig nie, dan gaan trek jy hierdie lyne in teen 'n hoek van 30 grade. Want al jou lyne lê parallel met mekaar teen 'n hoek van 30 grade. OK, so jy het nou jou sirkel hier ingekry, waar kry ek hierdie afmeting? Hierdie afmeting het ek van my hulpaansig gekry. Hulle gaan nie vir jou sê nommertjies nie, want jy het hom ons nou gaan teken. Jy het jou passer gaan oopmaak van die middelpunt af, dis hoekom jou sentrale lyne so belangrik is. Jy maak jou passer oop vir daai afstand en jy trek jou sirkel in. Dan gaan trek jy jou boks aan die buitekant, jou sirkel lê aan die binnekant. Hoe trek ek die vierkant in? Ek maak net seker dat hy grens aan my sirkels en hulle kom by mekaar uit. Dit lê teen 'n hoek van 30 grade. Hoogtelyne sit ek in, waar kry ek sy afmetings? Ek kry dit op die vooraansig. Wys hulle vir my die hoogte. Dan as ek hier bo kom, kan ek daai twee lyne hier met mekaar verbind. Hulle lê teen 'n hoek van 30 grade. En dan kan ek net die agterste lyne intrek, ook teen 'n hoek van 30 grade, tot hulle by mekaar uitkom. Die volgende stap gaan jy nou gaan, en jy gaan die helfte kry, en jy gaan vir jou daar senterlyn insit. Jy kort jou senterlyne. So dis 'n ander tipe metode, ek hou van om van onderaf boontoe te teken. Jy kon ook hierdie punt gebruik het, en jou senterlyn opgevat het, dat jy weet waar hy is. Hoe weet ek hoe lank moet my senterlyn wees? Hy is dieselfde hoogte, 55. So jy kon dit ook gebruik het om jou middelpunt te kry vir jou senter. Dan gaan jy nou weer hierdie sirkeltjie, gaan jy nou weer hierbo intrek. Sien, hy gaan so aan die binnekant lê. Want jy kort hom mos om jou vierkant in te trek. Hierdie gaan dieselfde afmeting wees as jou hulpaansig. Dis daai enetjie daar. Hulle gee nie vir jou afmeting vir hom nie, jy moes hom gaan teken het, jy moes daai afstand daar gaan kry het. So ons gebruik nog al heelwat ons hulpaansig. Dan is jy nou amper klaar. Nou is dit maklik. Jy gaan nou net, en jy sal sien, hierso lê by 'n senterlyn, daai. Hierdie is mos nou van voor af. Hierdie is jou vooraansig. Vooraansig. So nou as jy gaan kyk, sien jy hoe loop jou vierkant? Hy loop so na 'n punt, na jou senterlyn. Hier loop 'n senterlyn. So jy gaan van hier af kyk. So jy vat net jou liniaal en jy verbind jou senterlyne met mekaar. En dit is hier waar dit so weird begin lyk. So hy lyk nie meer soos 'n vierkant nie, hy gaan lyk soos 'n reghoek as gevolg van die isometriese projeksie. As jy dit klaar, sien julle is donker lyne, want dit is maklik, dis die figuur. Dan as jy dit klaar gedoen het, dan kan jy die onderkant, nou net nie onderkant gaan intrek nie, nou gaan jy hom weer aftrek. Jy sien hierdie een van voor af, so jy vat hierdie punt, en jy verbind hom met daai punt daaronder. Jy kan hierdie lyn intrek, en jy kan daai lyn intrek. Sien, nou begin dit baie snaaks lyk, omdat hy die vierkant lê teen 'n hoek van 30 grade. So nou het jy die boonste gedeelte klaar. Nou moet jy gaan kyk tot waar jy hierdie lyntjie moet intrek, en tot waar jy, sien hierso moet hy ligter wees. Ek weet nie presies nie, ek dink hier so 'n stukkie wat hierso loop. So wat ek gedoen het, is ek het bietjie versteekte detail daar gaan insit, dat ek weet tot waar moet hy gaan vir my afmetings. Maar na regte gebruik ons nie verborgde detail of stippellyntjies op isometriese sketse nie. Ons gebruik dit meer in ons derde hoek fotografiese projeksie. So ja, ek moet nou afsluit want my tyd is amper verby. Ek hoop julle kom reg met hierdie een. Ek gaan nou die laaste skets, ons 3 sketse op hierdie bladsy. Ons gaan die ander skets gaan ek met jou dan doen maandag. Dan gaan ek weer vir julle verduidelik, net 'n ander ene. Elke skets gaan jy ietsie byleer, mense, jy kan nie 'n skets skiep nie.
Ek hoop julle het gehelp, want ek het die projektor gebruik en ek het traai 'n demonstrasie vir julle hierso doen. So ja, onthou net, daai sirkeltjie daar is vir die isometriese projeksie. OK, so julle, sterkte vir alles daar en sien julle dink Dinsdag.